Goeiedag, my naam is Jaco van der Merwe, mede-eienaar van Battery and Outdoor King, waar ons kwaliteit en unieke produkte verkoop. Vandag wil ek vinnig graag met u praat oor solar, veral kamp solar, klein solar. Alhoewel dit ook groot solar basies amper dieselfde is, maar kom ons begin. Daar's twee tegnologieë. Die oudtydse ene, wat lyk soos hierdie eenheid, daar's baie op die mark, veral Chinese produkte wat jy baie goedkoop kan kry, en hulle noem dit PWM reguleerders, of soos hulle in Engels praat van 'n charge controller. Nou die PWM staan vir Pulse Width Modulation, en dit is een van hulle. Goedkoop, oneffektief. Veral as jy hulle vergelyk met 'n MPPT. En ek gaan nie veel oor hom praat nie. Ons verkoop hulle vir klein opsette. Ons verkoop hulle ook, iemand byvoorbeeld 'n DC tot DC stelsel in sy voertuig het, en hy is dalk net bekommerd, al het hy 'n kwaliteitsstelsel, maar net vir daai versekeringspolis, sê nou net my stelsel pak op as ek in die bos is, dan koop hy vir hom so goedkoop enetjie, hy gooi hom daar iewers in 'n hoek in sy bakkie, en net in geval, dan kan hy hom gebruik. Nou, MPPT staan vir Maximum Power Point Tracking. Nou, daar's 'n klomp maatskappye wat al MPPT produkte vervaardig, wat ons aan betref. Victron is nommer 1 in solar in die wêreld, en nommer 1 met solar reguleerders. Hulle tel die maximum power point baie vinniger op as die ander eenhede, en hulle veelsidigheid en betroubaarheid is net onbeperk. Hierdie is 'n blue solar. Jy sal dalk 'n vorige video gesien het ons van smart gepraat. Nou as jy na hierdie ene kyk, hier staan geskryf smart solar hierboop. Hierdie enetjie staan blue solar opgeskryf. Nou, die blue solar het nie die Bluetooth funksie in nie. Hy moet die woord smart hê om die Bluetooth funksie in te hê. Nou as jy so eenheid het, is dit daarom nie verlore nie. Jy kan wat ons noem 'n Bluetooth dongle koop, prop hom hieronder in, en dan is hy presies dieselfde as een met Bluetooth. Want die Bluetooth, veral met die solar, is baie handig. Hy hou ook 30 dae, ek sal nou op die telefoon weer wys vir jou in gedagte, maar dat ek vinnig verduidelik hierso. Ek het voorheen gepraat dat die solar by Bluetooth, by Victron, onbeperk is. Dis hoekom hulle DC tot DC batterylaaier nie solar in het nie. Want hulle solar reguleerders, kan jy nou kies, watter een is vir jou gepas. Dalk so kleintjie soos hierdie sonder Bluetooth, of so kleintjie met Bluetooth, of het jy dalk meer solar nodig, dan kan jy hierdie een vat. Al twee hierdie eenhede kan of 12 volt of 24 volt solarpanele vat, en of 12 volt of 24 volt batterye vat. Dit maak nie saak in watter orde nie. Hy kan 12 volt panele, 24 volt batterye, hy pas outomaties aan. Maar goed, hier is 'n 75 en 'n 15. Hier is 'n 100 en 'n 30. Die 75 dui aan op die volt. Agter op hy solarpaneel van jou is 'n plakker, en daar staan open circuit voltage. Dis die hoogste volt wat agter op daai plakker aangegee word, want daar's verskillende volt. Nou die open circuit voltage mag nooit oorskry word nie. Jy kan nie watt van 'n eenheid oorskry. Soos die Victron, kan jy die 15 ampere maal jy met die battery se volt. Nou as jy 12 volt battery het, beteken dit is 180 watt se solarpanele wat jy kan opset. Maar jy kan maar 200, 220 of so toe gaan. Dis nie 'n probleem nie. Maar as jy 80 volt toe gaan, dan het jy 'n probleem. Nou hoe gaan jy by 80 volt uitkom? Jy gaan 2 24 volt panele in serie sit. Dan is hy kapot hierdie eenheid.
Nou, hoekom wil jy hom in serie sit? Hoe hoër die volt, hoe dunner die kabel. So, as jy nou 'n paar 100 watt se solarpanele het, en jy werk op 12 volt, dan gaan jy dik kabels moet gebruik. Maar, as jy jou panele vat, 24 volt panele, wat se open circuit voltage, kom ons sê, so 40-45 volt is, en jy koppel hulle in serie, soos 280 watt panele, gaan vir jou so 80 watt, volt of so gee, dan gaan jy miskien nou nie hierdie een vat nie, maar jy kan net so ene kry, wat 115 is, dan het jy 80, dan kan jy 4 mm kabel gebruik, waar jy met 'n 12 volt paneel dalk, in plek van 1 4 mm kabel gebruik, gaan jy dalk 2 6 mm dubbelkabels moet gebruik. So, dit is hoe Victron werk, 75 volt, 15 ampere. Hier is 'n bietjie frisser ene, 100 volt, 30 ampere. Nou, jy kan jou keuse maak, daar is 'n klomp op die mark. Dit is hoekom ek sê, jy kan jou stelsel presies na jou eie behoeftes ontwerp en installeer, en selfs as jy later agterkom, ek het nou een van hierdie gekoop, maar ek het nog 'n 100 watt paneel wat ek wil bysit, so hier het ek miskien 280 watt panele, maar ek het daai 2 ou 100 watt panele, wat ek nou maar ook wil saamvat hierdie vakansie Mosambiek toe. Dan bring jy hierdie een saam, en dan stel jy 'n virtuele netwerk op, laat hierdie twee met mekaar kan praat, en dan werk hulle saam, na een batterijstelsel toe, of een batterijbank toe, of een batterij toe, en dan laai jy, so dis regtig 'n veelsidige stelsel, jy kan 2, 3, 4, 5 van die goed aan mekaar koppel, en jy het nie moeilikheid nie. Hulle het liggies hierso, soos hierdie een wat nou nie die Bluetooth het nie, gaan vir jou die liggies wys hoe laai hy, net soos wat hy hierso duideliker liggies het, en hier kan jy sien bulk, absorption, float. So as jy nou nie op jou selfoon wil kyk nie, en jy loer net na die eenheid, en jy sien die bulkliggie is aan, dan moet jy weet, hierdie oukie werk nog hard aan daai battery. Maar as hy 'n absorption is, dan weet jy, hy is nou al amper daar. Hy is oor die 80% vol, en as hy op float is, dan weet jy jou battery is 100% vol. Ook 'n lekker dik fin hier agter, want dis 'n groot sterk eenheid. Hierdie een geen fin nie, want hy gaan nie soveel hitte afgee nie. Nou as ons vinnig hierso op die Bluetooth Victron Connect kyk, en ons gaan na die demo toe, Blue Smart, nee, verkeerde ene, Solar Chargers. En ons hoef eintlik, ons kan sommer na enige een toe te gaan, maar ons wil na 'n smart een toe gaan. Kan net sien die lang lys van die verskillendes wat hulle hier het. Hier het ons toevallig nou presies hierdie ene. Nou as jy kyk hoe hy hier oopmaak, daar wys hy vir jou 849 watt. Nou so 'n eenheid gaan nou nie vir jou 849 watt gee nie. Maar jy kan onmiddellik sien hoeveel watt word getrek van daai paneel of panele van jou na die eenheid toe. Jy kan sien op hoeveel volt werk hy. Hierdie een werk toevallig nou 36 volt. Hy wys vir jou hoeveel ampere sit hy in of trek hy uit die batterye uit. En dan kan jy kan weer eens jou batterye hier by settings kan jy presies gaan stel soos wat hulle moet wees, of dit 'n lithium battery is, of dit 'n droësel battery is, of dit sommer net 'n gewone 105 ampere battery is, maar jy kan dit presies gaan stel. En dan het hy die geskiedenis. Nou, hierdie skerm kan jy hier klik, en dan kan jy presies sien, bulk was 2 ure 58 minute, absorpsie was 2 ure gewees, en float is hy nou al op 10 ure 20 minute. As jy aan die onderkant kyk, baie interessante gegevens. Hy het hier 'n yield, die opbrengs van solar elke dag.
So as jy nou 'n week lank kamp, kan jy gaan kyk en sien, ek het gister 2.14 kilowatt opgewek. Die vorige dag 1.78, die vorige dag 1.49 en so kan jy vir 30 dae teruggaan as jy so gelukkig is om so lank te kamp. Maar so kan jy net by jou huis dieselfde doen. Jy kan sien die maksimum volt wat hy gehad het op 'n stadium. Jy kan sien die maksimum watt wat hy gehad het op 'n stadium. Jy kan sien wat die maksimum volt op jou battery was op 'n stadium en die minimum volt. So jy het net om na hierdie toepassing te kyk wat saam met hierdie solarreguleerders kom, het jy werklik baie interessante inligting wat jy net so op jou selfoon kan kry deur middel van Bluetooth. So jy moet net nie verder as so 5 meter van die eenheid af wees nie. Maar jy het gelukkig daarom nie internet nodig nie. Ja, ek dink dit is genoeg oor solar. Weer eens, jy is welkom om ons enige tyd te kontak. Kom kuier vir ons by die winkel. Ons het baie ander interessante produkte daarso. En dankie dat jy na ons geluister het vandag. Lekker dag en tot volgende keer.